vakansie. So ek wil graag begin deur vir ons vandag saam met julle deur te stap deur Palm Sondag. Ons het gesê in ons boodskap wat ons stuur, ons gaan hierdie week elke dag saam met Jesus beweeg en treukie vir treukie stap op sy laaste 7 dae wat hy op aarde was. Nou, vandag is letterlik die begin van die belangrikste deel en week in die geskiedenis van die mensdom. Vir eeue lank het God keer op keer in die Ou Testament bevestig, ek gaan 'n Messias stuur, ek gaan my volk verlos. En die volk Israel was in verwagting. So vandag, duisende jare terug, het daardie rooi letter dag op God se kalender aangebreek. Die dag waarop God se plan nou in volle werking gaan intree. En ons moet dit in gedagte hou en saam in afwagting en verwondering deur die skrif lees as ons dit lees. Want ons moet besef dat nie een skrif of woord wat hier geskryf is vir hierdie week sommer maar net is nie. Niks het sommer net gebeur nie. Niemand het sommer net ietsie gesê nie. Alles was simbolies gerig op die dierprys wat Jesus aan die einde van die week sou betaal het vir ons elkeen. En elke se profesie wat moes woordeliks tot vervulling kom. Want anders was God se woorde nie ja en amen nie. En daarom was dit so belangrik en is dit so belangrik dat ons presies moet oplet oor wat daar gesê word. Nou ons verhaal die laaste week begin in lente. Het was lente in Israel gewees en dit was Paasfees. Dit was die fees van die ongesuurde brode. Ek glo almal van julle weet wat is die fees van die ongesuurde brode. Dit is die fees wat die Israeliete gevier het jaar na jaar as hulle dit gevier het dat hulle verlos is uit Egipte uit. Dit was daardie nag wat die Here gesê het, smeer die bloed aan die deurposte sodat die vyand, sodat die dood by julle verby kan trek, dat julle en julle kinders gespaar kan bly. So jaar na jaar het almal van Israel opgetrek na Jerusalem toe. Jerusalem was die stad waar die tempel gebou was. En dan soos wat hulle gestap het oor hierdie berge en klipagtige dele, het die mense en hulle kinders gedink oor wat God vir hulle gedoen het. En hulle het die Hallel psalms gesing. Dit is opgeteken in Psalm 113 tot 118. En dan sou hulle hierdie liedere sing. En partykeer het ons as die pelgrimsliedere wat daar van Psalm 120 was. En hulle sou hulle self instel op dit wat hulle nou gaan vier. En so wil ek ook hê moet ons vandag instel op dit wat ons gaan vier hierdie week. Ons het so 'n liedjie gesing vroeër toe ek jonger was en ek weet nie of julle dit al gehoor het nie, maar dit het baie van die pelgrims gesing. Dit was rondom Jerusalem is berge, so beskerm die Here sy volk. Rondom Jerusalem is berge, so beskerm die Here sy volk. Hy sluit al van agter en van voor af in, so beskerm die Here sy volk. Rondom Jerusalem is berge, so beskerm die Here sy volk. Nou met hierdie lofliedere het hulle ingetrek in Jerusalem. En dit was nie sommer net hulle niks sou gaan doen het nie. Hulle moes daar hulle sondes gaan bely het. Hulle moes offers gebring het na die tempel toe, sodat daar boetedoening kan doen vir die sondes wat hulle gedoen het hierdie jaar. En dan moes hulle ook hulle jaarlikse tempelbelasting gaan betaal het, waarvan ons môre gaan leer as ons video uitstuur. En dan natuurlik moes hulle 'n lammetjie gebring het. Die paaslam wat moes geoffer word daardie Vrydagoggend. En die bloed wat moes gevloei het en die priesters het dit opgevang. En dan het die man met die paaslam op sy rug teruggeloop om dit te gaan braai. En so het hulle dan daardie fees genuttig. Nou in daardie tyd was die Romeine aan bewind. So dit het glad nie die territorie nie aan Israel behoort nie, was onder Romeinse beheer en 'n baie wrede koning Herodes was daardie tyd aan bewind. Dit was vir my nogal interessant dat dit weer 'n koning Herodes is. Nou, dit was dit was 'n ander koning Herodes wat in bewind was toe Jesus gebore was. Maar weer eens is daar 'n koning Herodes aan bewind. En daar was 'n goewerneur in die stad en die goewerneur se naam was Pilatus. Goed, so kom ons maak die woord van die Here oop en dan gaan ons 'n bietjie lees wat het gebeur by Palm Sondag. Ek wil graag vir ons lees Palm Sondag boodskap lees uit Markus 11 uit. Nou die Palm Sondag boodskap is so belangrik dat dit in al 4 die evangelies opgeteken is. Niemand het dit oorgeslaan nie en al 4 die skrywers het in detail dit beskryf. En daar's baie keer oorvleeling, baie keer is daar ietsie anders. En ek gaan so raak aan hulle al 4. Maar ons moet weet dat alles die waarheid was
En net omdat ons 'n bietjie 'n ander vertelling kry, die een betaling, beteken dit nie dis nie waar nie. Almal bekyk 'n appel van 'n ander kant af. En so sien hulle ander gedeeltes raak. Goed, kom ons kyk Markus 11. Jesus gaan triomfantlik binne in Jerusalem. Ek lees vandag vir ons uit die Nuwe Lewende Vertaling. Is julle reg? Is julle almal oop by Markus 11? Toe hulle naby Jerusalem kom, het sy disippels en Jesus eers die dorpies Betfage en Betanië, wat teen die Olyfberg lê, het bereik. Nou wat gebeur het is dat Jesus afgetrek het van Galilea af, en soos wat hy afgetrek het en op pad was Jerusalem toe, het hy baie wonderwerke, tekens gedoen, lering gegee. En hy het net voordat hulle hier afgetrek het na Betanië toe, het hy die blinde manne in Jerigo aangeraak en gesond gemaak, en hy het vir Lazarus genees en gesond gemaak. En soos wat hy die boodskappe verkondig het, wonderwerke gedoen het, het nie net sy disippels saam met hom beweeg nie, maar daar het 'n skare mense saam met hom van Galilea af aan beweeg. En Lukas noem hulle disippels van Jesus. So die mense moes hulle self bekeer het en het geglo dat Jesus hulle saligmaker is. Nou het Jesus die vorige aand, die Vrydag aand, die Sabbat gehou in naby Betanië, en nou besef hy althans dat sy dag gekom het en hy moet intrek in Jerusalem. So vroegoggend staan hulle op en hulle gaan Betfage, Betanië toe teen die Olyfberg. Nou, julle sal sien dat die Olyfberg in al 4 evangelies genoem word. Nou, hoekom? Want daar was 'n profesie wat in Esegiel 11 uitgegaan het, wat gesê het dat op die Olyfberg gaan die Messias homself bekendstel. En daarom begin die verhaal elke keer van die Olyfberg af. Want die Messias stel homself vandag bekend aan die volk Israel. En hulle moet die besluit neem, of hulle hom gaan aanneem, en of hulle hom nie gaan aanneem nie. Goed, so hy is teen die Olyfberg, het hy dit bereik. Daarop het hy 2 van sy disippels vooruitgestuur, met die opdrag. Nou, met die opdrag was so interessant. Jesus het gewoonlik nie presiese opdragte gegee vir sy disippels nie, baie selde. Maar daardie dag was Jesus intens bewus daarvan dat profeseë vervul moet word. En Sagaria 9 vers 9 het gesê dat die koning op 'n jong vul moet ry. En daarom gee hy vir hulle presiese aanwysings hoe om te gaan, waarna toe om te gaan, wat om te maak. Hy sê, gaan na die dorpie hier reg voor julle, dit was nou Betfage, en nes julle daar ingaan, sal julle 'n jong donkie, wat nog nooit gery is nie, vasgemaak sien staan. Maak dit los en bring dit hierheen. Nou, die donkie is in die ander evangelie 2 donkies, 'n filletjie en 'n ma. En dit maak vir ons heeltemal sin, want Jesus moes gery het op 'n esel, wat niemand nog ooit gesit het nie. Die woord in Sagaria sê 'n jong vul. En daarom was die ma nog by die vul gewees. So hulle die ma en die filletjie gevat en hulle na Jesus toe gebring, want anders sou die filletjie glad nie wou beweeg het nie. Hy was afhanklik nog van sy ma se leiding. So hulle kom en hulle sien die donkies. Hulle sê, en Jesus het vir hulle gesê, maak dit los en bring dit hierheen. As iemand vir julle sê, wat maak julle daar? Sê dan, die Here het die donkie nodig. Hy sal hom nou terugstuur. Die 2 disippels het toe vertrek en hulle het 'n jong donkie gekry wat buite in die straat by die ingang van die huis vasgemaak staan. En terwyl hulle hom losmaak, het van die omstandighede swaar gemaak en vir hulle gesê, wat dink julle doen julle? Hoe kan julle die donkie sommer so losmaak? Hulle het geantwoord soos Jesus hulle beveel het. En die mense het hulle toe laat begaan. Die mense het hulle laat begaan. Hoekom het die mense hulle laat begaan? Want God was in die beheer van hierdie situasie. God het 'n plan gehad al duisende jare terug, wat bekend gemaak is in Sagaria, dat Jesus 'n donkie sou nodig hê. En daarom het geen mens die mag gehad om nee te sê toe die disippels daardie bevel uitroep nie, want dit was 'n bevel van Jesus en dit was deel van God se plan. Daarna bring hulle die jong donkie na Jesus toe en hulle sit toe hulle boklere op die donkie en Jesus het gaan sit op hom. Nou moet julle die prentjie in julle gedagtes kry. Saam met Jesus is sy 12 disippels en daardie skare mense wat van Galilea af saam met hom getrek het. En in hierdie triomf en in hierdie eerbied gaan Jesus en hulle bring die donkie en hulle gooi hulle klere op, sodat die koning van alle konings nie aan 'n donkie hoef te raak. Dat hy homself nie hoef te verneder om op 'n donkie te sit nie. En hulle gooi klere oor dit en Jesus klim op daardie donkie. Hulle sê, en baie van die skare het toe hulle boklere op die pad voor Jesus oopgegooi.
Nou, baie van die skare, hierdie skare is nie net hierdie skare disippels van Galilea, wat vol eerbied en respek en wonder is van wat Jesus gedoen het. Nee, daar was nog 'n skare gewees. En dit het ek al die jare nooit geweet nie. Julle hoef nie saam te blaai nie, julle kan net luister. Ek lees vir ons hierso in Johannes 12, dis Johannes se weergawe. Hy sê, vanaf vers 12, op die volgende dag, dit is nou hierdie dag wat hulle nou wat ons mee besig is, het 'n groot skare wat vir die fees opgedaag het, gehoor dat Jesus na Jerusalem kom. Hulle het blaartakke van die palmbome geneem en Jesus tegemoet gegaan en uitgeskree, prys God, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here en die koning van Israel. Hulle sê vers 17, die skare wat om Jesus saamgedrop het, toe hy vir Lazarus uit die grotgraf geroep het en hom uit die dood uit opgewek het, het aangehou om te getuig. En daarom het die skare Jesus tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het dat hy hierdie wonderteken gedoen het. So hierdie skare het nie vir Jesus geken nie, hulle het net gehoor van hom. En ek dink in Markus sê dit, dat iemand vir hulle gevra het, nou wie is hierdie man, wie is hierdie opvoering? Toe sê hulle, sy naam is Jesus, hy is 'n profeet uit Nasaret uit. Nie, hy is die Messias nie, hy is 'n profeet. So hierdie mense het nie vir Jesus geken nie, maar hulle ken die geskiedenis. Hulle weet, dan moet 'n koning opstaan, wat Israel gaan verlos van die Romeinse mag, en hulle dink, hier is die man. En dis hoekom hulle hom tegemoet gaan. En op hierdie oomblik wat Jesus die donkie bestyg, kom hierdie twee skares bymekaar. En hulle gooi hulle boklere op. En hulle sê, en party het groen takkies wat hulle in die veld gekap het, neergegooi, en ander het weer palmtakke, soos wat ons in die evangelie sê, neergegooi. En dit sê so mooi, sodat Jesus se voete nie aan die grond sou raak nie. En gisteraand toe ek daaroor dink ek, hoe kosbaar is dit? Ek kyk 'n videoetjie toevallig wat oor die Paasfees gaan, wat 'n Joodse man verduidelik, en hy sê dat voete was ritueel, was amper die belangrikste deel van die Paasfeesmaal. Want almal se voete was stowwerig. In Jerusalem is alles stowwerig. Dit is stofstrate, dit is stof, hy sê, en tot selfs vandag as jy daar loop, word jou voete baie vuil. En daarom het hulle geglo, daai vuilheid, daai stof is 'n simbool van jou sonde, van die vuilheid van die wêreld, en daarom het hulle voete gewas, elke keer voordat hulle begin het met 'n maaltyd, om hulle self te reinig, en het hulle voete gewas voor Paasfees. Maar hierdie mense het so eerbied en respek, dat hulle wil sê, geen sonde moet aan hierdie man kom nie, want hy is heilig, en hy is rein, en dit is hoekom hulle dit gedoen het. Is dit nie geweldig nie? Dat God die Vader het dit op mense se harte gelê om dit te doen, wat nie eers besef het wat hulle doen nie. En dis hoe dit werk as God in beheer van 'n saak is. As God besig is om sy plan uit te voer, kan geen mens dit stop nie. Goed, kom ons lees verder. Jy sê, hulle het uitgeroep met Jesus in die middel van die optog het hulle toe uitgeroep, vers 9. Prys God, in die ou vertaling sê, Hosanna, Hosanna aan die seun van Dawid. Geseënd is die een wat kom in die Here se naam. Geseënd is die koningsheerskappy van ons voorvader Dawid wat aan die kom is. Prys God in die hoogste. Nou hierdie uitroepe van die skare was ook deel van die Hallel psalms. Toe hulle so vervul is met die vreugde en die almag van die Here, het dit net oor hulle lippe geborrel en hulle die Messias verwelkom. Maar hierdie Hosanna beteken red ons, o God. So hulle het uitgeroep, red ons van die mag van die Romeine, verlos vir ons. Maar hulle het nie besef waarvoor hulle eintlik moet vra nie. Hulle het nie besef dat hulle moet vra, red ons van ons sonde en ongeregtigheid nie. Red ons van die toorn van God wat oor ons kom nie. Kom stort u bloed vir ons nie. So in onwetendheid roep hierdie mense, hulle aanbid vir Jesus. En die een groep mense wat hard geroep het, Hosanna aan die seun van Dawid, sy volgeling het geroep en hom aanbid en geëer. En daar was nog 'n klompie mense wat saam met hierdie groep skare beweeg het, en dit was die Fariseërs. En die Fariseërs is so vermetel van hulle sê vir hom, sê vir jou mense, hulle moet ophou om so te roep en lawaai te maak. En hy het vir hulle gesê, as hulle ophou, sal die klippe uitroep. Het was al woorde wat Jesus in daardie hele tog geuiter het, was, as hulle ophou, sal die klippe uitroep. Want tot selfs die natuur, die hele omgewing, die aarde, die skepping, was in afwagting op wat die Messias sou doen in die komende dae. Hulle was heeltemal bewus van God se plan. En daarom het Jesus geweet, as die mense dit nie gaan doen nie, as die mense nie gaan verklaar hierdie oomblik dat ek die Messias is nie, sal die natuur verklaar dat ek die Messias is. Maar die skrifte moet vervul word, soos wat vooruit voorspel is deur die Ou Testament heen. Goed, en daar was natuurlik nog 'n paar rolspelers. So kom ons kyk net gou wie was nog daar. Ek wil gou vir ons lees in Johannes 12. Ons het nou geleer, daar was twee gedeeltes van die skare.
Daar was die disippels wat Jesus geken het en hom gevolg het en aanbid het. Dan was daar die mense wat net gehoor het van hom, wat besluit het hy kan dalk die koning wees. Ons gaan hom tegemoet, ons gaan hom eer want hy gaan ons red. En dan was daar die fariseërs wat ons weet altyd fout gevind het. Altyd bekommerd was oor wat doen Jesus nou alweer en altyd planne gemaak het. Hoe kan ons vir Jesus verneder? Hoe kan ons Jesus gevange neem? Hoe kan ons Jesus vermoor? En dan was daar nog in vers 20 in Johannes 12 sê, daar was ook 'n klompie Grieke onder die wat opgetrek het om die fees te kom aanbid. En die mense het toe na Filippus vanaf Betsaida aan Galilea, wat van Betsaida afgekom het, gegaan en hom gesê, meneer, ons wil graag vir Jesus ontmoet. En toe ek dit lees, toe dink ek aan die mense van vandag. Want ons wil ook altyd 'n selfie of ietsie hê saam met 'n celebrity nie. Baie mense, as jy sien dan het iemand op sosiale media gepost, ek het hierdie mense ontmoet. Ek het hierdie man se blad geskit. Ek het nou nog 'n foto van my boetie wat F.W. de Klerk ontmoet het en my pa, toe speel hulle saam golf. So het ons almal so 'n fotootjie en dit voel vir ons lekker om te kan sê, ek het hierdie man ontmoet. En ons weet dit nie, maar ek wonder of dit nie die gedagte was nie. Hierdie Griekse Jode wat daar was om Paasfees te doen, wat die Joodse geloof aangeneem het, wou graag sien, wie is hierdie man waaroor hierdie hele vas gaan? En hulle was ook daar gewees. En dan was daar nog een stel mense, ons laaste stel mense wat ons nou maar kyk. En dit is ook in Johannes 12, en daar staan vanaf vers 42, nietemin het baie uit die geleerdere van die leiers in hom begin glo. Maar vanweë die fariseërs het hulle dit nie in die openbaar bely nie, sodat hulle nie uit die sinagoge geban sou word nie, want hulle het die verering deur mense liewer gehad as die verering deur God. So al hierdie mense was betrokke by Palm Sondag gewees. Mense wat vir Jesus geëer het vir wie hy is, en mense wat hom aanbid het vir wat hy vir hulle kan doen. En nou wil ek vir julle die vraag vra, en vir myself ook vandag die vraag vra. Wie is ek in hierdie verhaal? Wie is ek? Is ek die disippels wat Jesus eer omdat hy my Heer en my Meester en my Saligmaker is? Of is ek baie keer een van die skare wat kom omdat ek dink hy kan ietsie vir my doen? Ek het 'n probleem en ek het 'n krisis, so kom ek gaan na hom toe, kom ek aanbid hom sodat hy my probleme vir my kan oplos. Is ek 'n fariseer wat fout vind elke keer as ietsie anders gebeur, as iets nie gaan presies volgens wat ek in my wette opgeskryf het nie, vind ek fout daarmee, dan dink ek, dit kan nie die Saligmaker wees nie, dit kan nie Christus wees nie, dit kan nie Jesus wees wat hierdie sê nie, want dit staan nie so in my wette geskryf nie. Is ek een van hulle? Of is ek dalk net 'n sensasiesoeker? Iemand wat wil sê, ek was hier gewees, ek was Sondag by die kerk gewees, ek het myself hier gekry. Of is ek 'n Griek? 'n Griek wat myself bekeer het, dit is nou die Griek wat my bekeer het en wat ek jouself verneem, of is ek 'n leier van die volk wat sê, ek ken vir Jesus, en ek besef hy is die Saligmaker, maar ek wil dit net vir niemand vertel nie. Want net nou as ek sê, ek is 'n Christen, net nou as ek vir almal vertel, ek is 'n kind van die Here, hulle saamnooi om saam met my die Here te dien, gaan ek nie meer soveel agting en respek in hulle ooit nie, want wat gaan hulle van my dink? So vandag vra die Here vir ons hierdie vraag af, en hy nooi ons uit, om met Palm Sondag opnuut onsself in te stel. En as ons vandag ons boklere gooi en die palmtakke neerlê om hom te loof en te eer en te aanbid, kom ons doen dit met 'n opregte gees. Kom ons kyk diep in ons harte, dat ons Jesus aanbid en eer en verheerlik vir wie hy is. Hy is die Messias, hy is die Lam van God, hy is ons redder, hy is ons Vader, hy is ons Saligmaker, hy is die eerstgeborene uit die dode uit. En hy ken ons elkeen. Hy het so 'n behoefte om intiem met ons elkeen te verkeer, om met ons te gesels. En hy nooi ons uit vandag, kom, wees nie net deel van die skare nie, word my kind, nie eers net my disipel nie, my kind vir tyd en ewigheid. Amen.